Goeiemôre, good morning. Ons is weer voltallig. Yay! Ja, ek is terug na die gister se prysuitdeling. Daar kom nog 'n paar, so julle moet maar nou julle hartjies voorberei daarvoor. Hoorie maar, ek moet daarom sê, jy kan sommer sien jou oogies skitter weer vanmôre, want Sissie het nie net 1 of 2 pryse gekry. Wat het sy gekry? 12 of 13? Soos 'n sertifikaat amper vir elke sport en elke Wow. kuns- en kultuuraktiwiteit. Ja, ons is baie trots. Dankie Pieter. Ek is baie bly julle is hier so, baie geluk nogmaals en baie dankie aan almal van julle wat saam met ons ingeskakel is vanmôre. Dis amper die einde van die week en papa, mamma, boetie, sussie, oom, tannie, neef, niggie en skelmpies. Ons gaan hierdie week op 'n hoë noot saam met julle afsluit. Ja, so nou dat ek terug is, moet ek natuurlik 'n interessante feit van die dag hê. Lyk my vandag is die dag van flieks. Op die dag in 1995 was die 17de James Bond film GoldenEye bekendgestel met Pierce Brosnan as 007 vir die eerste keer. En in 1999 was Toy Story 2 met Tom Hanks en Tim Allen bekendgestel. Nou ja, toe, dis interessant. Ons gesels dalk nou nie vandag oor flieks nie, maar ons het 'n baie lekker program vir jou beplan. Ons kyk na die nuutste aflewering van Op dieselfde bladsy. Die Soul Runner, Adam Swart, kom gesels met Arnold. Ons maak 'n draai by die Strauss & Co auction of veiling. Ross ontdek die kreatiwiteit van handgemaakte kuns. En Brendan Piper kom sorg vir die musiek. Maar ek wil eers vir julle vra, bestuur julle altyd met julle sitplekgordels vas? Ja. Ja. Absoluut, ja. Ek dink ook as mens kinders het, is dit goed om vir hulle 'n goeie voorbeeld te stel. That even if you're going around the corner, seatbelt on. En ook die nuwe karre gaan nie heeltyd piep 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 maak. Ek kan nie. So just put your seatbelt on. En het jy gesien hulle het nou daai klips of iets wat jy kan koop wat jy nou kan bestel, dan sit jy hom nou in dan om die alarm, maar jy hoef nie noodwendig, so hulle gee net eintlik die onderste klip van jou safety belt. Kan jy nou koop. En dan sit jy hom in, dan hoef jy nie safety belt te dra nie. Maar, Wat? Matta, as daar ongeluk is, vir wie gaan hulle blameer? Ja, ek wil vra, Presies. watter onwettige maniertjies deel jy nou hierso met ons? Ek sal jou nou wys daar op die socials. Wel, is interessant dat jy dit noem, want Ja. 'n nuwe aanlyn gier versprei vinnig in Pakistan, waar motoriste verkeersboetes probeer ontduik onder die sogenaamde e-challan of stelsel. En die ontwerp van 'n T-hemp met 'n swart veiligheidsgordel op het groot reaksie ontlok, onder dit laat lyk asof die draer se veiligheidsgordel vas is terwyl hy bestuur. Sien, dis baie soortgelyk aan dit wat jy nou net met ons gedeel het. Sedert die e-boetestelsel in sommige stede ingestel is, deel mense op sosiale media video's van die sogenaamde seatbelt T-hemp en noem dit 'n slim desi-hack om die kameras te fop. Met die nuwe stelsel word kameras gebruik om oortredings soos om sonder veiligheidsgordels wat vas is te bestuur, om rooi ligte te ignoreer en om selfone agter die stuur te gebruik, outomaties te identifiseer. Nou die boetes word dan direk aan die voertuig se geregistreerde eienaar gestuur. Amptenare waarsku egter dat hierdie streke nie lank sal werk nie en herinner bestuurders dat slegs die werklike nakoming van veiligheidsreëls, soos om jou gordel werklik vas te maak, boetes kan voorkom en lewens kan red. Hoewel die seatbelt T-hemp as 'n grap begin het, het dit intussen 'n breër gesprek oor padveiligheid en verantwoordelikheid ontketen. Ek dink dit is net 100% Jy benadel- onaanvaarbaar. Ja, jy benadel net jouself. Dit is onaanvaarbaar en ook why go to the trouble of now getting this t-shirt to make it look like you wearing a seatbelt? Just wear your seatbelt. I mean, there doesn't need to be any more tests done to prove how important it is to wear your safety belt while driving. En jy moet koppe watter t-shirt dra jy, want watter kar bestuur jy, linkerhand of regterhand se stuur, want regsoor is dit so. So kan jy nou imagine as ons t-shirts aantrek maar ons ruil die dag. Hoe gaan daai verkeerskonstabel jou dop as hy sien, "Jo, maar hierdie ou se verkeer se sitplekgordel sit verkeerde kant hoor." Yeah. But I don't know, it always seems like there's people always looking for ways to Yeah. chipper the system Yeah. when actually just abide by the laws. Ek onthou, daar was 'n paar jaar terug, ek dink dit was in Amerika, waar daar is kameras wat kan sien, as jy in die carpool baan bestuur, there are cameras that can see when there
is only one person in the Yes. car, that is just the driver with no passengers. So what did people do? They started putting like little dummies on the passenger seat or in the back of the car so that it looked like there were 4 people. nee. Just stick by the rules. You're not carpooling, so why are you driving in the carpool lane? Ja. Nee, ek stem heeltemal saam met julle en ek dink om jy weet al daai moeite om nou so kreatief te wees. Ek meen span dit in op 'n ander manier. Wees werklik kreatief en Precies, doen iets anders. lewer 'n goeie bydrae. Ja, doen iets anders. Dis Kersfees, so ek gaan een van daai Kersfees stringe oor my safety belt drapeer. Lekker. Stukkie tinsel. Ja, 'n stukkie tinsel. Blink Stefans, hier kom Papa Pieter. So speaking of Christmas and fun times, holidays, sometimes people love to go to theme parks, Ja. Disneyland, Disney World. Has either of you ever been? Nee, Pieter? nog Ek was inderdaad al by een of twee van hulle daar in Amerika. Ja. was jy? Ek was nog nie. Ek wil so graag gaan. gaan. Kom laat ons uitstap gaan. hier insetsel. Hier in die suide kant van Johannesburg is 'n lekker plekkie, so Goue Rif. Ja, Dis baie lekker, local plekkie. reg so. Wel, Netflix betree nou die speelveld saam met reuse soos Disney en Universal. Die maatskappy se nuwe Netflix House temapark het gister sy deure oopgemaak in die King of Prussia winkelsentrum naby Philadelphia. Die park bestaan uit meer as 10,000 vierkante meter en bied gratis toegang. Binne kan besoekers 'n verskeidenheid eetplekke en aktiwiteite verken met temas wat aansluit by gewilde Netflix-reekse soos Bridgerton, Stranger Things, Squid Game en K-pop Demon Hunters. Volgens Netflix se bemarkingshoof Marion Lee is toegang gratis om dit vir almal toeganklik te maak. Ons wou hê dit moes 'n alledaagse bestemming wees. Nog Netflix House-takke sal binnekort volg. Een open op die 11de Desember in Dallas, Texas. Pieter, jy het dit Ja, nou net Dallas, gemis. man, Dallas. En nog een word teen 2027 in Las Vegas verwag. I don't know how this is going to work. Die toegang is gratis, so moet jy aanlyn bespreek en dan kry jy 'n kaartjie of kan almal net gaan. Nee, is dalk 'n stormloop soos een van die bekende kettingwinkels se verjaarsdag gevier is en dan weet niemand hoe om al die massa mense te hanteer Ja. nie en dan Ek dink nogal hulle sou dalk eerder gaan of mik vir 'n stelsel soos byvoorbeeld om aanlyn te bespreek en dan 'n QR-kode of so iets te iets te ontvang, kry, weet, ja. wat 'n mens dan nou kan skandeer. Soos Ja. wat ons in die verlede ook hier gedoen het, Ja. nie met die WhatsApp-lyn. Dit is eintlik 'n goeie idee. Ja, so ek sou sê want meeste mense doen dit deesdae so met sommige van die vertonings ook wat gratis is. Yeah, I just like the kind of access control was stem something 100% that... saam. Hulle sal dom wees as hulle dit nie anders te gaan doen. Exactly. Want baie mense wil op 'n Netflix ride gaan. Watter Netflix show dink jy sê jy wil? Gaan aftrek kry. Ja. Squid Games. Yes. Ja. Like see if you can make it through this thing. I think someone was speaking earlier about You, which is also a Netflix show van daai dude wat so 'n stalker is, maybe like a Miskien. thrill ride or you somewhere and someone's following you in like a haunted room or something. Maar voordat ons heeltemal op hol raak hierso met die Halloween is verby. Die oomblik het aangebreek om die wenner aan te kondig van ons lelik en trots kompetisie. Die diertjie wat die publiek se harte gesteel het met 'n volle 69% van alle stemme is niemand anders nie as Lulu. Ag, Lulu is 'n klein dapper hondjie wat 15 jaar oud is en 'n skamel 1,5 kg weeg. Haar lewe het nie maklik begin nie. As 'n wegloop hondjie het sy haar pad by die DBV gevind en is eers aangeneem toe sy 2 jaar oud was. So baie geluk Lulu met hierdie prys. Jy is sopas gekroon as ons mooiste, lelikste prinses. Baie Weekends are there for you. To braai 'n chop, to enjoy the game. And all those other things. From mowing the lawn, removing grime, rust-proofing the braai, and even refinishing the bath. Rust-Oleum's wide range of products will get the job done, so you can get back to enjoying the things you love. Rust-Oleum, we've had your back since 1921. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig. Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld.
Jou huis is meer as net 4 mure. Dis die plek waar jy wil rustig word en vergeet van die gejaag en die geraas in die wêreld daar buite. Inkanda sê jou laat tuis voel met gemaklike en kwaliteit meubels wat plaaslik vervaardig word. Perfek vir 'n stylvolle Suid-Afrikaanse leefstyl. Kom tuis met Inkanda. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Do you want to make an impactful change? Empower and uplift your community to better the lives of the less fortunate. Share your ideas and build healthy friendships in a community of like-minded individuals. My favorite thing about Roundtable is making a difference in others' lives. Actually building something for a community. The friendships that you've made, it will last you a lifetime. Join Roundtable Southern Africa at roundtable.co.za and make your impact today. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Ja, kyk, goeiemôre, good morning. Skool, soos ons dit vandag ken, lyk heeltemal anders. Ek gesels nou met Rudolf van der Westhuizen, uitvoerende hoof van die Mos Inisiatief, en Marinka Vermaak, leerbestuurder by Mos wêreldwyd, oor die unieke onderwysmodel wat hulle by Mos wêreldwyd volg. Welkom by Goeiemôre, good morning. Môre, dit is lekker om hier te wees. Die model van Mos wêreldwyd is nogal iets wat regtig interessant is, maar ek wil daarby uitkom. Wat sê die wet oor tuiskool? Die wet sê eintlik twee goeders. Jy het twee tipes onderrig in volgens die wet, een fisiese skole wat of privaat of publieke skole is, en aan die ander kant tuiskoolonderrig wat eintlik geen melding maak van aanlyn onderrig nie. Dit is 'n ouer wat vir sy of haar kind onderrig verskaf en dan eintlik 'n tuiskool, aanlyn tuiskool is eintlik 'n diens aan die ouer om daardie onderrig te verskaf. Wat maak Mos wêreldwyd so uniek? Man, daar's drie goedjies wat Mos wêreldwyd uniek maak. Ek dink die eerste ding wat ons anders is as ander skole is kinders kan op hulle eie pas leer. So daar's nie 'n program waar jy moet 8 uur voor 'n skerm wees en dis wanneer wiskunde gebeur of wat ook al nie. Jy kan in jou eie pas leer. Ek dink die tweede ding is ons gee vir elke kind 1 tot 1 terugvoer. Nie 1 tot 30 of 1 tot 100, nie 1 tot 1. En dan laastens is ons die enigste tuiskool wat 'n leerbestuur van sê het. En Marinka gaan nou later 'n bietjie daarop in fokus, maar daai leerbestuurder se fokus is juis om seker te maak leer gebeur en holistiese ontwikkeling gebeur. Ja, Rudolf is my een voor Marinka. Vertel vir my bietjie, wat is die konsep van 'n leerbestuurder? So 'n leerbestuurder is iemand wat die leerder se vordering holisties ondersteun. So ek bou 'n aanlyn verhouding met daardie leerder. Ons het gereelde kontaksessies en kommunikasie en so bou ons die vennootskap tussen die ouerhuis en ons tuiskooldiens. Ons monitor ook 'n leerder se vordering op die stelsel. So deurlopend met die ouer en die leerder in kontak te wees, ondersteun ons die leerder in sy persoonlike leerreis. So daardie ouer en leerder het direkte toegang tot 'n leerbestuurder. Hoekom is so iets in 'n tuisonderrig tipe setup belangrik? Ek dink dit is belangrik want ouers is nie noodwendig onderwysers nie. En dit het ons baie mooi geleer in die COVID-pandemie, dit kan ek vir julle nou vertel. Korrek, so ons diens het eintlik twee kante. Dit is eerstens die kurrikulum wat ons bied en dan tweedens die hulp van 'n leerbestuurder om juist die ouers se hand te vat om die kurrikulum te kan aflewer en seker te maak dat die kind holisties ontwikkel.
Julle het onlangs ook die grondslagfase inisiatief by Mos geloods. Vertel vir my 'n bietjie daarvan en die oulikste konsep, be mamma magtig jouself, bemamma magtig jouself. Ja, die doel daarvan is in die grondslagfase wat hierdie spesifiek nou op gefokus is, kan jy nie van 'n kind verwag om voor 'n rekenaar te gaan sit en leer nie. Dis 'n kind wat nog nie geleer lees en skryf het nie, nog nie wiskunde geleer het nie. So eintlik is die ouers se rol 90% van die leerproses en ons moet dan 'n ouer wat nie 'n onderwysagtergrond het nie, bemagtig om juist die onderwyser te wees in daardie konteks. Want daai grondslagfase is veral so belangrik om reg te kry voordat daai kind voortgaan met hulle skoolloopbaan. Korrek, dis die fondasie waarop alles gebou word. Ja. Wat is die terugvoer wat julle van ouers af kry en van leerders ook self oor Mos en hoe hulle interact seker met die inisiatief? Ek dink die een groot ding wat ons hoor by ouers en leerders is dat vir die eerste keer vat leerders self verantwoordelikheid vir hulle leer. Ek dink dit is 'n groot skuif van waar in 'n openbare skool of selfs 'n fisiese privaat skool waar die onderwyser die verantwoordelikheid eintlik vat van leer. Hier vat die kind self verantwoordelikheid en die kinders wat ons afgestudeer het en nou op universiteit sê dis vir hulle eenvoudig want hulle het geleer om self te leer en iemand het nie vir hulle geleer nie. So ek dink dis die grootste ding en ek dink tweedens, ek dink die feit dat ons kinders op hulle eie pas laat leer, ek dink dit gee 'n plekkie vir kinders wat of hulle nou super slim is en of hulle stoei dalk, almal van hulle het 'n plekkie en dan laastens is die plooibaarheid van om met enige plek, enige tyd te kan doen is vir mense baie lekker. Ja, en dit is seker ook vir julle as organisasie so wonderlik om te sien die kinders wat deur die stelsel en die inisiatief kom, wat wel op universiteit gaan leer en jy sien watter goeie grondslag vir hulle gelê is om dan hulle loopbane en hulle tersiêre onderrig te gaan volg. Ja, dis baie lekker. Ons is nou nog jonk, ons is maar 6 jaar oud as organisasie, so ons het nog min kinders wat al ver in hulle loopbane is, maar dis baie lekker om te sien dat die kinders wat 2-3 jaar terug by ons gematrikuleer het, suksesvol is en dis een van die goeders wat ons graag wil meet oor tyd, is om te sien waar die kinders opeindig op 30 en 40 en so aan. Barinka, hoekom is dit vir jou so lekker om by iets soos Mos betrokke te wees? Ons is absoluut 'n passie om met kinders te werk en om hulle te onderrig en te ondersteun in hulle leerreis. En ons leer ook leerders om selfverantwoordelikheid te vat vir hulle leer, soos Rudolf gesê het. So ja, verhoudingsbou is vir my 'n baie belangrike benadering wat ons volg en kontak met die ouers en die kinders. Ja. Rudolf, wat is julle doel vir Mos vir die toekoms om vorentoe te gaan? Baie eenvoudig. Ons is hier om Afrikaanse onderrig te verseker en uit te bou. Hoe dit ook al lyk, of dit in 'n skool, fisiese skool is en of dit in 'n aanlyn konteks is, ons wil verseker dat in 200 jaar se tyd daar Afrikaanse onderrig in Suid-Afrika is en dat dit baie goeie kwaliteit is wat seker maak dat die Afrikaanse gemeenskap goeie onderbou het. Ja. Vir ons kykers daar buite, hoe kom hulle met Mos in kontak? Jy kan op ons webwerf gaan kyk, diemos.co.za en moswêreldwyd.co.za en dan op al die sosiale media kanale kan jy ons in die hande kry en as jy op ons webwerwe is, kan jy binne 60 sekondes inskryf by enige van ons skole, selfs by Mos Wêreldwyd. Ongelooflik. Baie dankie Rudolf Marinka van Mos wat vanoggend by ons aangesluit het. Maak seker jy besoek moswêreldwyd.co.za vir meer inligting. Bly ingeskakel, ons is net hierna terug. Jy kyk. Goeiemôre, good morning. Sukkel jy met vet? Denise het nou 4 nuwe tuisverslankingspakke. Is jou middellyf groter as 103 cm? Jou appellyf is 'n Denise top. Raak ontslaaf van selluliet, breë heupe en groot boude. Jou peerlyfie is 'n Denise bottom. Jy is vet van kop tot toon. Jy is 'n Denise all over. Ly jy aan stresvet? Jy het Denise se stresvet nodig. Denise werk regtig. SMS jou naam na 44021. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad.
Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth, and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with any how. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. Dis tyd vir hierdie week se aflewering van Op dieselfde bladsy en Leonie van Rensburg van Graffiti Boeke kuier vandag weer in die ateljee. Baie welkom Leonie. Dankie Elsa, is lekker om hier te wees. Nou onthou dat jy elke boek wat ons vandag bespreek ook aanlyn kan gaan bestel by graffitibooks.co.za, maar jy staan ook 'n kans om die boeke wat ons vanoggend bespreek te wen. En al wat jy hoef te doen is om ons kykersvraag te beantwoord. So skryf sommer nou al hierdie nommer wat nou op die skerm verskyn neer, sodat jy aan hierdie kompetisie kan deelneem en jy staan 'n kans om hierdie boeke ter waarde van R1000 te wen. Leonie, met watter boek begin ons? Ons gaan afskop met hierdie kinderboeke. Die titel daarvan is Ruben in Namibië en Cindy van Pieter van Zyl, skryf deur Pieter van Zyl, en die boek is ook in Engels beskikbaar. So wie ook al die wenner is, moet vir my sê of hulle Engels of Afrikaans wil hê wanneer hulle wen. Nou Ruben Lambrecht se video's van sy dierefamilie lok miljoene kykers op sosiale media. Seker die meeste van ons het al iewers iets van hom gesien. En hierdie boek vertel die manewales en grootwordjare van Ruben Lambrecht en sy tweelingbroer Tertius saam met al die weesdiere op die plaas. Ons ontmoet die meerkatte Minkie en Jerry, Cindy die bobbejaan, die streepmuishond Zoe wat gaste se tone byt en die vlakvark Flakkie wat tog so dol is oor maagkrappies. Hierdie versameling kinderstories met pragtige illustrasies deur Clarabel Joubert is propvol avonture en fascinerende dierefeite en definitief 'n moed vir 'n kerskous vir die jongespan. Ruben Namibië en Cindy, geskryf deur Pieter van Zyl, word uitgegee deur Tafelberg en kos R250 per boek. Dit is vir my verskriklik oulik wanneer ek kyk na die foto's wat deel is van hierdie boek. Ja, en dis heerlike stories van Cindy en hoe sy eintlik Pieter se suster geword het en deur al die jare op die plaas gebly het. So dis baie deernisvolle stories oor die diere. Goed, wat is die volgende boek? Die volgende boek is ek baie opgewonde oor. Dit is Martin Steyn se boek Donkerspoor. Nou, die van julle wat Martin Steyn ken, sal weet dat Donkerspoor nie 'n nuwe boek is nie. Hierdie boek is 'n heruitgawe van Martin Steyn se heel eerste boek wat in 2014 gepubliseer was. En dit het in 2015 die ATKV woordfeertjie vir spanningslektuur gewen en daarna het die boek uit druk uitgegaan en hy is nooit weer beskikbaar nie. So nou vir die eerste keer na jare is Lapa besig om al Martin Steyn se boeke te herdruk en ons is baie opgewonde daaroor. Nou hierdie storie handel oor 'n tienermeisie wat verkragt word. Hulle kry haar lijk in 'n veld, 'n tienermeisie, verkragt, gemartel en vermoor. Maar sy is nie die eerste een nie. Adjutant-offisier Jan Magson moet die reeksmoordenaar vang. Hy moet die slagoffer se ma's en pa's in die oë kyk en hulle vrae beantwoord, maar hy kan nie. Hy kan nie eens sy eie vrae beantwoord nie, want agter hom lê daar ook 'n donker spoor. Kort voor lank al die moorde hoofopskrifte en die gemeenskap eis antwoorde. Hoekom trek die polisie nie die boosaard vas nie? Toe 'n ma 'n brief vir die koerant skryf en 'n pa 'n beloning uitloof, word dinge op 'n mespunt gedryf. Bevind Maxon hom op nog 'n dwaalspoor of is hy uiteindelik op die donker spoor wat hom na die ware antwoorde sal lei? Donker Spoor deur Martin Steyn is 'n heerlike krimie as jy dit nog nie gelees het nie, uitgegee deur Lapa en kos R350. Sjoe, dit klink na 'n aangrypende verhaal. Dit was een van die lekkerste
as ek dit lekker kan noem, maar een van die beste krimies wat ek in 'n baie lang tyd gelees het. Goed, Leonie, die laaste boek van vanoggend? Die laaste een gaan ons afskop met hierdie goudgeel nommer op die tafel. Die titel daarvan is Herman se tafel en is geskryf deur Herman Lensing. Nou vir Herman begin alles met 'n besluit om mense te nooi vir ete. En dan kom die groot beplanning, die datum, die gaste, die tema, die dekor en laaste, maar seker die belangrikste, die spyskaart. In Herman se tafel bied Herman Lensing 10 unieke spyskaarte, elkeen geskoei op 'n tema waarby al die gange, voorgereg, hoofgereg, nagereg en meer pas. Die keurige geregte in hierdie boek is saamgestel met kundigheid en styl, maar is deurgaans gebruikersvriendelik en aanloklik. En dis 'n verskriklike mooi boek. Daar is ou Suid-Afrikaanse bekendes, maar ook Italiaanse pastas en 'n Franse nagereg of 2 en disse waarin vars krye die kollig steel. Kuierkos vir lank eet, afsjougeregte om jou gaste te beïndruk en ja, selfs happies vir die honde. Daar's nou niks vir die katte ongelukkig nie, maar daar's daarom iets vir die honde. En dan wys hy jou ook om tafeldek te dek, of met uitspattighede of met dit wat jy reeds in jou huis het. Vir Herman is die etenstafel die kern van die huis en van saamwees, van bande versterk en van vriendskappe smee en 'n simbool van alles wat mooi en goed is. En met hierdie boek nooi hy jou uit om fees te vier, om moeite te doen, om die lewe te vier en om groot, dog moeiteloos te kook. Herman se tafel deur Herman Lensing, uitgegee deur Penguin Random House South Africa en kos R420. Wel, waar ons lank kuier en moeiteloos kook. Ek moet sê, wanneer jy mens kyk na die voorblad, dan lyk dit soos 'n ete uitnodiging. 'n Lang kuier. Miskien moet ons 'n plan maak. Ek dink ons moet 'n bietjie bel daar. Goed, so nou is dit daai tyd van die oggend, baie belangrik. Wat is ons kykersvraag hierdie week? Ons kykersvraag vir oggend is: wie is die skrywer van Donkerspoor? Wie is die skrywer van Donkerspoor? En al wat jy hoef te doen is om nou dadelik hierdie nommer wat op skerm verskyn te gebruik in jou WhatsApp en antwoord na die nommer toe te stuur. Baie maklik, wie is die skrywer van Donkerspoor? Leonie, dankie dat jy dit altyd so 'n bietjie maklik maak vir ons en nie net te moeilik nie. Baie dankie vir al die boeke wat jy vir jou vanoggend vir ons saamgebring het en dankie dat jy sommer hier by ons in die ateljee kom kuier het. My voorreg, baie dankie. En daarmee dan hierdie week se aflewering van Op dieselfde bladsy in samewerking met Graffiti Boeke. En onthou dat jy al hierdie boeke ook aanlyn kan gaan bestel. Net waar jy is, dit maak nie saak of jy in die Kaap bly of in Gauteng bly of waar jy bly nie, maar by graffitibooks.co.za. Nou daar het jy dit. Onthou om jou antwoord te stuur om al daai boeke te kan wen. Nou ek sien ook baie uit want later in die program gesels ons 'n bietjie meer in diepte met Ruben oor die boek Ruben, Namibië en Cindy. So bly gerus ingeskakel daarvoor. Arnold is intussen net na die breek hier met jou sport en dan moet jy ook ingeskakel bly want 'n bietjie later kom ook Brendan Piper ook 'n draai in die ateljee en dit om oor sy splinternuwe enkelsnit troumateriaal te gesels. Jy kyk na Goeiemôre Good Morning, maak seker jy gaan volg ons op sosiale media platforms en indien jy weer na enige van hierdie gesprekke wil gaan kyk en luister, gaan maak ook gerus 'n draai op ons YouTube kanaal. Ons is nou weer terug, bly net waar jy is. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Relax. Unwind. Murphy's Law is real. Whatever can go wrong usually does. Don't give Murphy the satisfaction. Make sure you have Dodge's extended warranty in place. Starting from R9 a day, you can get Dodge's extended car warranty that covers up to 400,000 Rand in parts. So if a part breaks or fails, we'll cover the cost of replacing it. It's that simple. Visit dodge.co.za and quote online in under 3 minutes.
The cost of living crisis in South Africa has really affected us. The children have to wear hand-me-downs. Okay, let's see if it fits. I can't wear this. It's way too big. We've cut back on luxuries. Toilet paper's finished. We've even had to improvise in terms of entertainment. Kick the ball, damn it! It's time for my soaps. It's the big wedding episode. Okay, kids, we're changing the channel. All of that, and we struggled to pay our bills. Until we contacted Debt Rescue. They offered us debt consolidation without a loan. We have 1 monthly payment, and now we pay only what we can afford. Now things can get back to normal. The wedding, it's off! Debt Rescue. Pay what you can afford. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning. Arnhem Swart is 'n bekroonde atleet en uithou vermoë afrigter, bekend as 'n kampioen van die 4 Deserts Grand Slam reeks, uitdagings wat slegs die dapperstes en die taaistes ander. Met studies in sport, voeding en lewensafrigting inspireer sy mense om hul grense te verskuif. Maar Arnhem, ek dink die eerste ding is jy het jou eie grense verskuif. Hoe het hierdie eers begin? Hoe het dit jou eers gebyt? Jong, dit het my gebyt toe ek baie jong was, want dan het ek begin hardloop. Ja. Maar om hierdie 4 deserts te hardloop, it took me a long time to get there. There was always something in me that was endurance driven. I started with the Ironman, and then, not that it's not challenging, believe me, but I needed something to be more challenging. Okay. And I also needed a big event in my life to push me into something to really test my limits. And it was the death of my father. So it pushed me to look for something that's going to, really test my resilience. And I found the 4 deserts. From the Gobi Desert, Mongolia, to you've raced everywhere, the Arctic Circle. I guess you get this a lot, but I have to ask, I'm compelled to ask, what was the toughest of them all? Yeah, actually, Antarctica was the toughest. Why? Because Antarctica is the climate is so different. You never know what's going to happen. So when it takes you 3 days to literally get into Antarctica, then you have to, the weather has to be perfect. They have to go so and have you got a window course. to wait for the race to go, or do Yes. they? Okay. No, you have a window. You can race at 3 in the afternoon, you can race at 6 in the morning. So you have to be ready all the time. And that is exhausting because we had to put on special clothing. You're not allowed to take food on the ice. There was a lot of rules in Antarctica, so it was extremely exhausting. Een van die skrikwekkende dinge van die wedlope wat jy doen, hierdie massiewe ultrawedlope, is die Engelse term is so mooi, it's self-supported. You actually have to carry everything that you're going to need for days on end. How does one get your head around that, and how do you pack properly? Well, if I can go back a little bit, the first time I ever did my first race in Namibia in 2019, my pack was 30 pounds. So you learned, did you? I learned. And the lightest pack I ended up with, I think it's about 12 kilos. So going from there to 7 kilos. You learn how to maximize in small things, like you cut your toothbrush this small. It might seem stupid, but a little bit makes a difference. And the way you eat your food, like we use wet wipes, you dry them out because water is too heavy. So you find all these little tricks of the trade, how to be able to stuff all of that into your backpack. And one of the things that I always look at when you see the things that you've done physically is the mental side of it. And I see on the back of your book, you talk about the greatest challenge, the triggers of your childhood that surfaced. Is that part of what still drives you? And is that what gets you through the tough times? What I'm really saying is, show us a glimpse of what goes on in that head when it gets really, really tough, when you're saying to yourself, what the heck am I doing here? Well, I think I'm still running away from it. Okay. That's why I'm running. But I used to run away from it. Now I run towards it. Because, yes, my mental toughness comes from a very tough upbringing. Father being in the military, you're either first or you're not second. It doesn't count. So there's no emotion involved. And
You know, you have to be, you become strong, you become mentally strong, but it also taxes you as a child. You know, you're 6 years old, you're 7 years old, and you're not winning and you don't understand. You do the best you can. And so you really have to kind of wrap your brain around it. You become very resilient in many ways. You adapt to situations. And I think that's why I was successful in these types of races. Even with the tough upbringing, it taught me a lot of things in order to deal with when I was very sick, when I had COVID, not during the races, after a race, and I had to prepare for the next race. So mentally, it does take a toll on you. What do you use? Which tricks do you use when it gets really tough? Are there mantras? Are there people that you think of? Where do you go? I just go in a zone of that I'm here where I want to be. This is my happy place. I'm loving what I do. I'm not being forced to do. The pain is just a byproduct of achieving your success. And people might think I'm a little bit crazy, which is true. I think you have to be a little off. It's absolutely true. Yeah. But, you know, I am a little bit off, but, you know, it used to bother me. But the mental tricks that I do use is that you get to a point where you do believe in yourself. You have no doubt. You can't go into that emotional abyss, because the moment you go into that emotional abyss, it means failure. And you cannot afford to be in running 80 kilometers and at 60 kilometers, your mind has to be trained. And I trained my mind in order to be strong. You know, I go through the process. I put myself in the situation in my training where I go in such a stress situation that I mentally break down. And at that moment, that's when I pick myself up. And that's where I get strong and I make the adaptations. It sounds to me like you're talking about real, true visualization. Yes, yes. You visualize, failure, quitting is not an option. It's not an option for me. There's always an option of how to change something. So a visualization definitely is. And definitely one of the main things is breathing, because there's a lot of anxiety involved in doing something so big. So breathing and visualization definitely plays a role. With the runners that I sometimes coach, I find out that they have no idea of how to breathe. And we don't even breathe properly when we just do our normal daily tasks. I'm not breathing right now, being on television. I'm like just holding my breath. You can relax. No, but that's what it is. Yeah. You know, it's like I found that during the day, even people that you sit in front of a computer, you hold your breath. The minute you hold your breath, you decrease your capacity to be successful, to be efficient. And you want to go into that space where it brings calmness over you. And I think in my worst situations, I think that's what carried me through to the next stage. Lastly, before we say goodbye, what's next for you? Well, I want to do a race in the Yukon in February, which is like I did this year. I only got to 100 kilometers. It's a 600-kilometer race, self-supported completely. Yeah. And you pull a sled, which is like 60 pounds. But I ended up with frostbite and severe hallucinations. So I want to go back and I want to try it again, because I know there's a lot of things I can change. So that is another goal. We look forward to you knocking that one off as well. Thank you for your time. Really appreciated you being here on Goeiemôre. Thank you for being here. Baie dankie. Thank you. Bly net waar jy is, want ons leer oor tuinmaak net hierna. Maar ek voel nou baie lus om self te gaan hardloop. Ek hoop jy voel ook so. Maar eers as ons klaar totsiens gesê het, hier om by 7:30. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie, saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke.
besoek ons by www.iglide.co.za. Nou ja, ons almal weet die manne in jou lewe word nooit regtig groot nie. So ook sal ons vrouens en ma's nooit ophou sorg nie. Ophou wonder nie. Is daar voldoende voorsiening gemaak vir eendag? En wie gaan die boedel hanteer? Eksekuteurs, want boedels en testamente is wat ons doen. Besoek eksekuteurs.co.za of kontak jou finansiële adviseur. Eksekuteurs, versekerheid tydens onsekerheid. Hoe kan so 'n klein nesie toekomsbestand wees? Goeie beplanning, stewige anker, kreatiwiteit, unieke ontwerp, risikobestand. Laat ons jou help om jou finansiële nes te bou. Dinamika Finansiële Dienste. Finansiële vryheid met vertroue. www.dinamika.co.za. Daarin ras harder as die lug verwarmer. En ek sukkel om te staan, ek skreeu dan, bitter man, bitter man. Verdwaalde druppels, ek is een, maar jy nee. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Welkom terug. Nou vandag gesels ons oor 'n tendens wat toeneem in stede reg oor die wêreld. Stadsboerdery en boutique tuinmaak. By ons in die ateljee is 'n ware kenner op die gebied. Trixie van Niekerk, wat spesialiseer in stedelike boerdery en wat mense help om selfs in die kleinste ruimtes hulle eie mini-plaas te begin. Baie welkom hier by ons. Hallo Elsa, dankie, dis lekker om hier te wees. En die ateljee is ook net sommer mooi groener as ek dit so kan stel. So ja. Ek wil begin deur te vra, wanneer iemand hulle eie klein tuin of dan nou groentehoekie wil begin, hoe belangrik is die spasie wat hulle beskikbaar het? Weet jy Elsa, dit is eintlik baie makliker as wat mense dink, want maak nie saak wat se spasie jy het nie, jy kan wel iets groei. So vir iemand wat net 'n gewone blomtuin het byvoorbeeld, en hulle wil nou ietsie begin groei. Jy kan maklik ietsie inpas in jou blomtuin in. Soos byvoorbeeld hierdie wat ek hier het is yarrow. In Afrikaans is dit 1000blad. En dit is nou nie 'n groente nie, dis 'n krui, maar dis baie mooi blommetjies in jou tuin. En dit is medisinaal, dis iets wat bloeding kan stop. So jy groei sommer jou eie noodhulpkassie in jou tuin. En dan is daar weer goed soos hierdie plant hierso wat lyk soos 'n kanna, dit is eintlik borrie. En hy maak ook 'n baie mooi blom. So jy kan dit maklik plant in jou blommetuin. Jy plant hom vlak, jy oes sy wortels. Ja. So die wortel groei vlak. So hy kan tussen blomme groei, baie mooi lyk en daar het jy nog iets wat jy kan self groei en wat jy nie hoef aan te koop nie. So jou spasie, jy kan in 'n baie klein spasie groentetuin maak. En as jy nou wil groot gaan in jou hele erf wil omskep in 'n groentetuin, okay, jy kan dit ook doen. Jy weet, so spasiegewys is daar baie maniere om goeders in te pas op 'n manier wat nog steeds mooi kan lyk. Natuurlik. Trixie, iets so sonlig is natuurlik ook baie belangrik, maar hoeveel direkte sonlig het die meeste eetbare plante werklik nodig? Jou meeste groentes wat 'n vrug maak, byvoorbeeld iets soos 'n tamatie, 'n eiervrug, 'n groenrussie, enigiets wat 'n vrug maak, het ten minste 6 tot 8 ure sonlig nodig. Maar daar is ook ander plante wat in skaduwee kan groei, soos byvoorbeeld spinasie. In die winter, spinasie is eintlik 'n wintergewas wat jy in die winter in die son groei. Maar ons wil hom in die somer ook hê. So in die somer
groei jy jou spinasie meer in die skaduwee. So sonlig is belangrik vir sekere plante, maar daar is baie ander plante wat jy ook in die skaduwee kan groei. En dan moet 'n mens uitkom by iets soos begroting, want hoeveel kos dit om met so iets eenvoudig te kan begin? Dit kan op 'n baie goedkoop manier gedoen word as jy byvoorbeeld leer om jou eie kompos te maak. Daar is baie maniere waarop jy kan herwinning toepas in jou huis deur jou kombuisafval te gebruik vir kompos, daardie tipe van ding. Maar as jy wil begin by die basiese goeders, dis baie maklik om net te begin by 'n pot of 2, koop 'n sakkie kompos by die kwekery en dit sal gewoonlik goeie kompos wat jy koop sal 'n goeie kompos wees. So jy sal nie nodig hê om te veel goeders by te sit nie. So kostegewys kan dit jou baie goedkoop uitwerk as jy net leer hoe om party van die goeders self te maak. Ja. Sê vir my, ek meen stadsboerdery, ek dink dit is 'n konsep waarvan min mense in hierdie stadium dalk weet of dalk net 'n bietjie meer moet weet. Hoekom dink jy is dit so belangrik? Wel, ek dink oor die algemeen is dit belangrik net vir ons omgewing. Ons plak die aarde toe met sement en teer en plaveisel. Ja. Dit baie meer plante nodig. Maar ek dink ook deesdae ons kos word al hoe duurder. Ja. Almal probeer op 'n manier bietjie 'n geldjie spaar. En dan help dit as jy jou eie roosmaryn kan groei, dan is dit roosmaryn wat jy nie hoef te koop nie. En oor die algemeen dink ek vir ons gesondheid is dit ook al hoe belangriker om organies jou eie kos te produseer. Want ons weet regtig nie meer wat is alles op ons kos gespuit nie. Daar is wel boere wat nou al organies boer. Daar is wel plekke wat nou al organiese groente verkoop, maar nou weer eens daai organiese groente is 5 keer die prys. Ja. So nou, hoe spaar jy nou geld? Groei jou eie kos. Ek hou baie van dit wat jy sê. Waar kan ons kykers meer inligting kry of met jou kontak maak? Mense kan vir my sommer 'n WhatsApp stuur op my selfoonnommer. Dis 074-890-6645. En dan kan jy my kry ook op Facebook en op Instagram onder Urban Farmer Edible Gardens. En dan my webtuiste is dieselfde, ook Urban Farmer _ediblegardens.co.za. Trixie, wat 'n insiggewende gesprek. Baie dankie vir dit wat jy vanoggend hier met ons kom deel het. Nou, ons gaan nou na die Wilde Weste toe, want Pieter gesels nou met regte cowboys. Titan that's rising on just you watch. I'm stepping into fate. There is no time to waste. I've got that lightning inside me. This is how legends are made. This is how legends are made. This is how legends are made. I'm cranking up on the throttle, victory is mine. Show you the harder the battle, harder I fight. I've come too far to quit. Step back, I'm going in. I'm cranking up on the throttle. This is how legends are made. Nou ja, as jy al ooit gedroom het van wegry op 'n perd met die son wat lekker sak en die silhouet wat daar hardloop en jy voel soos die Lone Rangers en almal sê vir jou, "Yeeha!" Dan is Rafstak Rodeo Club die regte plek, want dis waar hulle vir jou leer van perdry en al daai dinge. Hier in Pretoria of rondom Pretoria. Hartlike goeiemôre julle twee. Ek gesels nou met die eienaar, dis natuurlik Jaco. Kyk maar, ek voel nou net I want to be a cowboy, man. Jaco Jacobs en dan ruiter Danica Kreer, baie welkom hier by ons. Dankie. Baie dankie, is lekker vir ons om hier te wees. Baie lekker, die perde is fyn hier so, julle het met die perde gekom, of was dit die eysterperde vanmôre? Nee, dit was om net die eysterperde, maar volgende keer bring ons die perde, hoor. Spesiaal vir my, Elsa en Rosanne, dat ons net so 'n bietjie kan sien en voel wat julle doen. Luister, wat was die hele gedagte agter die stigting van die Rafstak Rodeo Club? Ja, Rafstak bestaan nou al so... Ek dink so 15 jaar omtrent. En die oorspronklike inspirasie was om 'n klomp cowboys bymekaar te kry wat
Jesus eerste sit. Nice. So agter op ons rug, kan ons gou wys? Ja, agter op ons rug het ons 'n kruis. Kyk net daar, pragtig. So ons kruis, ons het hier so 'n kruis en ons rafstok logo en hierdie baie mense vra vir ons waarvoor staan hierdie OI2J. En dit is OI to Jesus. Beautiful. So dis 'n boodskap, dankie Danica. Dis 'n boodskap wat ons uitdra vir almal. Dit is 'n ons staan vir Jesus en ons is 'n basis waarvan Jesus kan uitgeleef word. Baie lekker. Ja, en dan Sondag het ons gekerk ook. Ons het 'n Cowboy Church. Ons het 'n pastoor Joe en van 'n berg en Armand, die singende cowboy, doen ons musiek en so ons leef Jesus uit in ons sport. En dis die een aspek daarvan en dan by die ander aspek vir die sport is dis nie net om te begin nie. Dis maar ruiters wat daarom nou al hulle ding kan doen en staal kan wys, nie waar nie Danica? Jy's nou al 'n gesoute ryer. Yes. Ruiter. Vertel vir my 'n bietjie, jy weet, wat geniet jy die meeste daarvan om deel te wees van hierdie klub? Rafstok is vir my soos 'n familie. Dit is vir my nie waar ons net ry om teen mekaar te kompeteer nie. Ons ry want dit is 'n groot familie en ons ry vir die Here. Ja. En wat se ander jeugprogramme en dinge het julle ook daar? Jy weet veral nou met die gedagte op beginners soos ek wat nou hou daarvan om na 'n perd te kyk, maar ek weet nie of ek stewig op hom sal kan sit nie. Ja, ons het baie unieke reeks van ruiters. So ons het ruiters wat letterlik 2 jaar oud is. Ons praat van 3 jaar. Ons praat van 'n lead reinklas. En dan het ons laerskole, hoërskole, seniors en dan vir ons ou kerels, ons het 'n klomp meesters, masters, die ouens bo 50. So ons het 'n groot reeks en ons kyker vir elke groep. So ons het 'n beginnerklas waar ouens net stap en ry en dan soos wat jy meer vaardig raak, vorder jy in klasse. En die tipiese rodeo geleenthede of kompetisies wat julle aanbied? Ons het 1 keer 'n maand 'n groot, ons noem dit 'n event, 'n groot byeenkoms. En dan kompeteer ons. Ons het 'n klub hier in die ooste van Pretoria op Lynnwood. As jy reguit uitry, Lynnwood word mos nou Graham Road. Het ons 'n groot arena, baie mooi arena, wêreldklas, het ons gebou daar. En ons kom 1 keer 'n maand daar by mekaar en is lekker, soos Danica sê, dis 'n familie wat by mekaar kom. Danica, en wat die voorbereiding aanbetref, hoe kry jy jouself dan gerad vir so 'n geleentheid? Wel, so 'n maand tot 'n week voor die tyd sal ek en my perdjie by ons arena by ons huis, maar net oefen wat se items en wat se goed ons daai dag gaan doen. En dan wanneer ons op die dag kom, dan ken ek en my perd alles en dan gaan dit lekker smooth. Lekker. Natuurlik al die veiligheidsmaatreëls en dinge is in plek. Mense kan met groot gerusheid kom kyk en natuurlik ook deelneem. Ja. Ek moet net voordat ek weet die tyd is kort, maar wat rodeo, wat 'n rafstok uniek maak, is ons is letterlik, ek wil amper my verstout om te sê, die enigste klub in Afrika, dit weet ek vir 'n feit, en as ons dit redelik push in die wêreld, wat 'n verskeidenheid items doen. So ons doen western riding, wat ons jy moet vinnig praat, ja, ons tyd hardloop uit. Ons doen roping, ons doen kalfroping, ons doen mounted shooting. En dan is ons die enigste klub in Suid-Afrika wat fast draw doen. Ja. So ons skiet met Colt 45 enkel alles, letterlik alles. En as mens meer wil uitvind, Rafstok Rodeo, kan hulle julle gaan soek op die webtuistes en dinge. Yes, ons is op social media, hulle kan ons gaan soek, Facebook en Instagram. Ons almal weet om gewig te verloor gaan hoofsaaklik oor dit wat ons eet, maar dit beteken nie dit hoef 'n smakelose pad na jou doelwitte te wees nie. Met Munch Measured Meals word jy bederf met smil lekker maaltye, gemaak volgens perfekte porsies, met die vooruitsig dat geen ekstra tyd in die kombuis verlore hoef te gaan nie. Sluit vandag aan by die Munch Revolusie en geniet Suid-Afrika se lekkerste voorbereide maaltye op die reis na 'n slanker self. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing.
Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Hierin ras harder as die lug verwarmer. En ek sukkel om te staan, ek skreeu dan, bitter man, verdwaalde druppels, ek is een, maar jy nee. Hoe kan so 'n klein nesie toekomsbestand wees? Goeie beplanning, stewige anker, kreatiwiteit, unieke ontwerp, risikobestand. Laat ons jou help om jou finansiële nes te bou. Dinamika Finansiële Dienste. Finansiële vryheid met vertroue. www.dinamika.co.za. Nou ja, ons almal weet die manne in jou lewe word nooit regtig groot nie. So ook sal ons vrouens en ma's nooit ophou sorg nie. Ophou wonder nie. Is daar voldoende voorsiening gemaak vir eendag? En wie gaan die boedel hanteer? Eksekuteurs, want boedels en testamente is wat ons doen. Besoek eksekuteurs.co.za of kontak jou finansiële adviseur. Eksekuteurs, versekerheid tydens onsekerheid. Welkom terug by Goeiemôre, good morning. Strauss & Co is Afrika se voorste kunsveilinghuis, bekend vir sy buitengewone kundigheid en kenmerkende aanbieding. Die naam is sinoniem met topgehalte kuns, dekoratiewe kuns, ontwerp en juweliersware. Ons het 'n draai by een van hulle veilings gemaak om te sien wat kopers kan verwag. Kyk saam. I'm one of the art specialists here at Strauss & Company. Strauss & Co is the biggest art auction house on the continent, and we present close to 100 auctions every year across a whole range of collectible genres. We spend a lot of time valuing works, compiling valuations for private collectors as well as institutions. We do a lot of research on works that come in for auction. At the end of the day, it's important to us that we present them and contextualize works as best as possible. We spend a lot of time making sure the amazing things we handle are presented beautifully. We're open for viewing through this whole weekend. That's the 15th and 16th of November. Our walkabouts will be at 11 o'clock on that Saturday and Sunday. The viewings open all the way through Monday, and the first sale will be Monday evening. Our day sale, our so-called day sale, takes place on Tuesday afternoon. That's an online sale that closes from 2 p.m. And then on Tuesday evening is our major flagship sale, where we have over 100 works by South African artists covering about 120 years. The earliest work on the sale was conceived in 1902. It's a sculpture by Anton van Vaux called Bushman Hunter, and then we have works produced very recently. These works help tell the story of South Africa's history over the last 150 years, and I'm limiting it to that period only because we only have works from that period on show at the moment. We have such a rich history of art making in this country by artists from completely different backgrounds, and they give an incredible insight into what's happened in our country over the last century. If I think about major global trends,
we've been at the forefront of the huge interest in contemporary art from Africa. You know, some of our young artists have made names for themselves around the world. I think we are very lucky to have brilliant contemporary galleries that are taking our younger artists to major fairs all around the world. You know, I think some of our important artists aren't necessarily seen as important South African artists. They're just seen as very important contemporary art figures. This is one of my favorite works on the sale. It's a bronze sculpture called Shangaan by Anton van Vaux. Van Vaux was Dutch trained. He arrived in Pretoria in 1890. But in 1906, 1907, he moves to Johannesburg. He moves to a little studio on Sivrite Avenue in Doornfontein. And he starts producing smaller scale works. This, as I said, is a work called Shangaan. It's a wonderfully dignified portrait of a gentleman that almost certainly would have been working on the mines. If you look at the detail in this work, you'll see the sort of leather leash around his wrist. You'll see the wonderful detail around his lips and around his ears. The back of the figure is sort of rippled with muscle. What's also special about a work like this is the simple logistics around it. If you were to come and look at the back section here, you'll see that it is inscribed with the foundry mark. It says Foundry G. Massa, Rome. This would have been cast at one of the best foundries in the world at the time, which happened to be in Rome. There simply weren't bronze artistic foundries in the country at this time that were good enough to cast to this kind of quality. So all these early special works by Anton van Vaux tended to be cast in Rome. If you're not in Johannesburg or Pretoria, if you're in the Cape or anywhere else around the country or around the world, you'd be able to see all the lots going up for sale on our website, which is straussart.co.za. We also have e-catalogs for every single sale, so you'll be able to get a real sense of all the works coming up for auction. We have videos on our website where you can get a sense of the scale of some of these works. So yes, you're welcome to visit our website and follow us through all our social media channels. Nou ja, die Namibiër Ruben Lambrechts is wêreldwyd bekend daarvoor dat hy na wees wilde diere omsien en vir hulle 'n tweede kans op lewe op sy familieplaas gee. In die boek Ruben, Namibië en Cindy ontmoet ons onder andere vir Cindy, die bobbejaan, die meerkatte Minkie en Jerry, die vlakvarkies Betsy en Benny, die muishonde Zoe, Neelsie en nog vele meer. En die skrywer van die boek, Pieter van Sail, het ook besluit om vanoggend saam te kuier. Baie welkom aan albei van julle. Dankie, is lekker om hier te wees. Goed, wat het hierdie boek geïnspireer? Ek het so 2,5 jaar terug het ek op Ruben afgekom op die internet en op sy socials en ek het 'n storie vir Huisgenoot geskryf. Ek het dit voorgestel en gesê ja, nee, let's go for it. En sedertdien het ons net kontak gehou en so 'n jaar terug toe kry ons die idee van 'n kinderboek. Want sy ma het altyd vir hulle slaaptydstories vertel vir hom en sy tweeling boetie Tertius. En ek sê toe maar ook beskryf jy die kinderboek, toe sê sy's te besig. Sê ek sal vir jou 'n boek skryf. En ja, dit is hoe dit gebeur het. Dit is maar van sy video's. Nou, ons het nou gehoor dat, jy weet, daar soveel diere is wat deel is van hierdie boek, maar Cindy het die titel van die boek gehaal. Ruben, ja. Julle stap al 'n baie lang pad. 'n Lang pad. Vandat ek op die aarde is sy daar, sy's voor my al daar. Ek was nog eers 'n gedagte nie. Dit was sy was daar vanaf 1994. Sjoe. So sy raak 31 hierdie maand. So sy's redelik ouer as ek. So daarvoor so sy's my ouer suster. Ag, dis verskriklik oulik. Nou, ek wil ook uitkom by, jy weet, ons het nou vroeër in die boek insetsel ook verwys na die feit dat daar soveel foto's en prentjies ook deel is van hierdie boek. Pieter, hoekom jy so? Wel, kinders deesdae, jy weet, is so half aandag afleibaar, jy weet, jy moet hulle aandag hou en ons het daar's 'n prentjie van 'n
jy weet van 'n beerkatjie in Rusland. Ja. Soos dit probeer jy weet alles inkorporeer half 'n multimedia in die boek, jy weet met prentjies en foto's en so. Soos dit soveel as moontlik inligting probeer gee vir die kinders. Jy weet waaroor hulle kan gesels in die klas en so aan. Ja. So ja, ek hoop dit gaan hulle genoeg besig hou met alles wat in die boek is, ja. En hoe het julle besluit watter diere almal deel van hierdie boek gaan wees? Ek dink ons het maar probeer almal wat daar is teen die tyd wat die boek geskryf was, deel van dit maak. Maar natuurlik is Cindy die mynster, Minkie en die vlakvarke, almal hou van hulle. Maar ja, Cindy, daar's so baie mense wat haar nou al ken, so ek dink mense geniet die meeste om vir haar te sien. Ja. Wat is die nuwe diertjies? Ons het vir Melrose, die zebra, daar's Hansie, maar Hansie het nou vir Grietjie gevind, ons het nou 'n Grietjie ook. Dis nou grondeetkorinkies. Ja. Ja, so die diere daar almal is vry, hulle is nie in hokke nie in die huisie, so hulle gaan natuur toe kom terug, so hulle het die beste van ons sorg en hulle kry hulle eie kos, so hulle het 'n regtig lekker lewe en ek dink dis wat ons in die boek ook probeer sê, hierdie is wilde diere, hulle kort vryheid, mens kan hulle nie in 'n huis vashou of in 'n dorp of so nie, dan raak hulle ongelukkig en ja, so dis ook deel van die boek, die boodskap wat ons wil gee. En ons het groot respek vir dit wat jy ook doen. Ek gaan nou terugkom na dit wat jy presies doen. Maar die Manewales van Ruben en sy diere. Pieter, waarom sou jy mense aanmoedig om so 'n boek in die hande te kry en waar kan ons die boek in die hande kry? Wel, die boek is oral by Exclusive Books, Graffiti Books. Jy kan aanlyn op by takealot.com. So dat ek dink is by die meeste boekwinkels is dit beskikbaar. Ek weet die Boekkeeper het ook boeke. Ek dink vir kinders en vir volwassenes is dit lekker, jy weet, gaan kyk die video's en dan gaan lees jy 'n bietjie meer oor al die diere wat jy op die video's sien en ook waar die diere vandaan kom, jy weet, hulle kom vandaan stories. Jy weet en ook ja, dis lekker avonture wat hulle beleef wat ons daar uitgedink het. Ek sê nou ons het dit eintlik saam uitgedink. En ja, dit is net jy kan elke aand 'n slaaptyd storie lees vir jou kind of hulle kan dit self lees. En ag, dit is net 'n goedvoel boek, jy weet. Al die verskillende soorte diere wat almal in vrede en op die plaas saam bly. Ek weet Suid-Afrika, die wêreld kan soos julle plaas wees. So ja, so dit leer ook vir mense om dit maak nie saak hoe jy lyk of hoe verskillend jy is nie. Ons almal kan in vrede saamleef. Ja, dit is nogal 'n baie goeie boodskap. Ek dink wat baie mense nog moet leer ook. So dit klink vir my of daar baie avonture is waarvan ons dan kan lees, maar is ook opvoedkundig in die proses. Ruben, so terug by jou en jou liefde vir diere. Ons het 'n paar sekondes oor. Maar ek bedoel, ons hou jou dop en is so inspirasie. So wat probeer jy ook daarmee kommunikeer aan die mense wat jou volg op sosiale media? Ja, ek dink dis net 'n bietjie lig in 'n donker lewe soms te bring. Daar's so baie mense wat vir my boodskappe sê, dis as hulle 'n slegte dag het, dan kyk hulle my video's en dit maak hulle dag beter. En dit maak my hart bly en ook om net te wys dat sekere diere soos bobiane, daai dinge word gesien as 'n pes, maar hulle is soveel meer as net dit. En op jou en is ook alle diere ook net liefde soos meeste van ons mense. So ja, ek wil net 'n lig in die lewe inbring vir mense. Altyd liefde vir diere. So maak seker jy gaan kry hierdie boek in die hande en onthou, hierdie onderhoud sal ook later vandag op ons YouTube kanaal beskikbaar wees. Ons sê weer eens baie dankie vir hierdie twee gaste. Wat 'n heerlike onderhoud en jy kan ingeskakel bly want ons kuier net hierna verder. Jy is by Goeiemôre, good morning. Ons almal weet om gewig te verloor gaan hoofsaaklik oor dit wat ons eet, maar dit beteken nie dit hoef 'n smakelose pad na jou doelwitte te wees nie. Met Munch Measured Meals word jy bederf met smil lekker maaltye, gemaak volgens perfekte porsies, met die vooruitsig dat geen ekstra tyd in die kombuis verlore hoef te gaan nie. Sluit vandag aan by die Munch Revolusie en geniet Suid-Afrika se lekkerste voorbereide maaltye op die reis na 'n slanker self. The cost of living crisis in South Africa has really affected us. The children have to wear hand-me-downs. Okay, let's see if it fits.
I can't wear this. It's way too big. We've cut back on luxuries. Toilet paper's finished. We've even had to improvise in terms of entertainment. Kick the ball, damn it! It's time for my soaps. It's the big wedding episode. Okay, kids. We're changing the channel. All of that, and we struggled to pay our bills. Until we contacted Debt Rescue. They offered us debt consolidation without a loan. We have one monthly payment, and now we pay only what we can afford. Now things can get back to normal. The wedding, it's off! Debt Rescue. Pay what you can afford. Relax. Unwind. Murphy's Law is real. Whatever can go wrong usually does. Surprise! Mom and Dad! Oh, come on! Don't give Murphy the satisfaction. Make sure you have Dodge's extended warranty in place. Starting from 9 Rand a day, you can get Dodge's extended car warranty that covers up to 400,000 Rand in parts. So if a part breaks or fails, we'll cover the cost of replacing it. It's that simple. Visit dodge.co.za, quote online in under 3 minutes. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. Sukkel jy met vet? Denaz het nou 4 nuwe tuisverslankingspakke. Is jou middellyf groter as 103 cm? Jou appellyf is 'n Denaz top. Raak ontslaaf van selluliet, breë heupe en groot boude. Jou peerlyfie is 'n Denaz bottom. Jy is vet van kop tot toon. Jy is 'n Denaz all over. Ly jy aan stresvet? Jy het Denaz se stresvet nodig. Denaz werk regtig. SMS jou naam na 44021. Goeiemôre, good morning. Ons is altyd lus om iets nuuts te leer hier op die program en ek het vandag vir Brendan Piper ingespan om saam met my pottebakkery te leer by Elsa van Dijk van Elsa Pottery. Sy het haar gereedskap, haar klei en 25 jaar leeras sy ervaring saamgebring om vir ons bietjie touwys te maak rondom pottebakkery. Welkom by Goeiemôre, good morning Elsa. Baie dankie. Okay. Hier is ons nou, Brendan. Hoe lyk jou pottebakkery kennis? Ek het geen beplanning nie. Reg so. So ek en jy is op dieselfde bladsy. Yes. Elsa, jy moet met ons nou vir ons bietjie guide Jy hierso. kan aansit die wiele Aansit. en dan jou hande nat maak en dan volspoed trap. Volspoed trap. Ja. Volspoed trap. Ja, vloer rond. jou een hand so. Een hand so. En daai hand so. En hierdie hand gaan af onder toe so. Ja. Maak weer jou Maar dis nie mooi in die middel nie. Ja. Dis nog nie mooi. Elsa, volspoed. Hierdie hand gaan van bo af. Een hand so. Okay. Laat ek hom gou vir jou settle. Hoe vaar jy, Brendan? Okay. So mens moet hom actually forceer. Ja. Okay. So jy moet die baas wees van die klein. Wat maak ons? Want myne is al reeds die klein was my baas vir die eerste 5 sekondes. Ja, ek gaan hom net vir jou probeer sê. Ja, asseblief. Elsa, hierdie ek sien Brendan se Hy is besig om my baas te raak. Brendan se voorskoot sê pottery is therapy. Pottery is therapy, maar dit is baie terapeuties. Ja. Is dit hoekom mense met pottery en pottebakkery begin? Die meeste mense, ja. Kyk hoe nice like dit. Wil jy aangaan? Nee. Asseblief help. Trapvolspit. Elsa, jy het natuurlik 'n idee van wat beginners kan maak. So wat is die plan vir ons vandag? Wat moet ons maak? Wel, hopelik gaan ons eindig by so hopelik. Dan gaan jy daai vinger vat en hom so afdruk in die klei. Okay. Terwyl jy die klei vashou. Daai duim sal ook werk. Brendan, kom jy reg?
Ek sal kom reg. Elsa sê myne lyk goed. Regkom is 'n groot woord. As jou duim droog word, maak hom net weer nat. Dis hoekom hy so begin wabbel. Okay. Nat genoeg. Sit jou arm op jou been. Nou kan jy so 'n bietjie optrek. Ja. Nou gaan jy hom so probeer optrek. Maar jy gaan nou 'n bietjie stadiger draai. Jy gaan buitekant druk buite. Met daai hand druk jy nou buite. Hierdie hand gaan binne. Okay. Daai vinger moet hier wees. Moenie binne druk. Moenie binne druk nie. Ja, daai vingers gaan jy klein aan die buitekant bietjie opstoot. Okay. So. Wat het jou geïnspireer om te begin werk? Ek glo dit om met my hande te werk. Ja. En 25 jaar later is dit nog steeds goed wat vir my nuut is. Ja. As ek nie in 'n week 'n nuwe eksperiment gedoen het nie, dan sit dit vir my lekker. En dit hou my nog steeds aan die gang. Konstante kreatiwiteit. Ja. Ek dink hierdie is 'n goeie aanlegtoets hoor. Maar net 'n bietjie weer nat maak. Hoe lyk dit daar, Brendan? Lyk great. Ek voel asof jy meer op en ek het dit nodig. Okay. Nou gaan jy met daai hand buite. Okay. Jy druk dat hy op gaan ooit. Maak seker jou hande is altyd nat. Ek is nie regtig baie goed met my hande nie, maar ek voel asof ek in goeie hande is met jou, Elsa. Ja, jy kan hom maar nou 'n bietjie shape. Oppas dat jy hom nie te dun maak onder nie, want hy kan afvlieg. Okay. En dit wil ons nie hê nie. Moet hom net te dun maak onder nie. Begin jy van voor af. Hierdie is definitief 'n kuns hoor. Dis goed. Elsa, waar is jou ateljee en hoe kan ons kykers wat dalk wil begin met pottebakkery meer inligting kry en so voort? So my studio is in die Wilgers, by Karoo Kafee. En ek het 'n webwerf, Elsa Pottery. So hulle kan al my inligting daar ook kry, maar ons is 6 dae 'n week oop, so jy kan enige tyd net kom kyk ook as jy wil. En het jy al 'n slegter student gehad as ek? So nee. In 25 Kijk, jaar. Kijk hoe mooi lyk syne. Ja, maar ek het baie hulp gekry, né? Nee man. In 25 jaar het ek geleer dat daar's nie slegte studente nie. Dis my attitude wat moet reg wees vir hulle. Ek dink jy kan hierdie doen dalk as 'n stokperd. Nee. Nee. Dis duidelik. Kyk, ek het net so mooi gemaak. Ja. Ek het gedink om sulke merch by my shows te verkoop. Presies. Maar ja, so. Presies. Dalk 'n nuwe loopbaan. 'n nuwe ghost town. Verstaan? Ja. Ek moet eintlik kan ek jou hier los. Ek gaan agter Brendan gaan staan soos Ghost. Onthou jy daai movie met Demi Moore? Ek weet nie wat se movie. As ek hier agter jou kom staan. Shape my kop. Ja! Synchronize like that. Kyk hoe mooi lyk dit. So 'n bietjie off center. Kyk hoe mooi lyk dit. Jy weet. Want wie wil nou 'n perfekte koppie hê? Is as jy so iets koop wat met die hand gemaak is, dit hoef nie perfek te wees nie. Dit is daai amper the imperfections make it better. Ja, I call it perfect imperfections. Love it. Love it. Kom perfect imperfections maak klaar daar. Okay. Kyk hoe mooi lyk byne. Dankie. Okay, ek gaan nie nou hier aanraak nie, want Elsa het hom nou so mooi gemaak. Ja. Amazing. elsapottery.co.za. Dit is waar jy al die inligting kan kry. Ons sal dit ook op ons sosiale media bladsy sit. En Brendan is nou net hier om saam met ons pottebakkery te doen. Hy gaan ook bietjie meer met ons gesels oor sy nuwe liedjie. Pieter sit en wag. So maak seker jy sit net daar waar jy is en wag vir daai lekker onderhoud saam met Brendan Piper en Pieter Koen. Onthou ook om ons te gaan volg op ons sosiale media bladsye. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het.
van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full living services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Do you want to make an impactful change? Empower and uplift your community to better the lives of the less fortunate. Share your ideas and build healthy friendships in a community of like-minded individuals. My favorite thing about Roundtable is making a difference in others' lives. Actually building something for a community. The friendships that you've made, it will last you a lifetime. Join Roundtable Southern Africa at roundtable.co.za and make your impact today. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld in die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Jou huis is meer as net 4 mure. Dis die plek waar jy wil rustig word en vergeet van die gejaag en die geraas in die wêreld daar buite. Inkanda sê jy laat tuis voel met gemaklike en kwaliteit meubels wat plaaslik vervaardig word. Perfek vir 'n stylvolle Suid-Afrikaanse leefstyl. Kom tuis met Inkanda. En ons het sopas geluister en gekyk na die splinter nuwe musiekvideo van Brendan Piper, Trou Materiaal. Welkom ou vriend. Dankie. Lekker, jy het nou lekker met die klei gespeel, maar jy voel baie meer gemaklik as jy gitaar speel. Ja, nee, baie meer. Hoe gaan dit met jou? Lekker nog hier in die Pretoria area en doen jy jou ding? Ja, ek is bly ek het teruggetrek hoor. Ja, dit was die regte move. Ons is ook bly jy het teruggetrek. Kyk nou net die inspirasie van 'n hart soos 'n Hilux tot Trou Materiaal. So. Ja. Het die inspirasie in die Hilux gekom? Hey, die inspirasie kom altyd in 'n cruiser of 'n Hilux. Op die lang pad. Hoorie, maar dis alles deel van 'n album wat jy nou vrygestel het met wat 5 of 6 liedjies? Ja, ons het 5 songs nou ons het nou 3 wat môre uitkom. Maar die eerste 2 het ons eerste gefokus want ek het gevoel hulle is die minder sterk songs op die album. So ek wou hulle eerste net bietjie airtime gee. Soos hulle die minder sterk liedjies is wat so lekker airtime al gekry het en so mooi op ons ore val, kan ek net dink, waarna kan ons uitsien? Ek weet wat sluit dit nog in? Is Trou Materiaal? Watter ene nog? 2 nog? H2 Hart, wat vir die Amerikaners is, vir die boere wat daar werk H2, en dan as die kroeg toesluit. Ja. Wat gebeur as die kroeg toesluit? Nee, jy weet, ons weet dan nou maar level up van daar af, maar dis eintlik 'n storie van 'n ou wat daai lewe opgegee het en daar's 'n girl wat jy weet, sy is nog in daai tipe omgewing elke naweek en hy wil haar eintlik daar uitvat en vir haar iets beter wys en vir 'n ander pad wys en dis waaroor dit gaan. Hoorie en ook die H2 Hart, jy was nou onlangs in die FSA gewees. Hoe was daai hele ekskursie vir jou? Dit was interessant. Dit was 'n wake-up call. Daar's baie goed wat hulle daar doen wat jy soos dadelik mee aanklank vind en jy begin besef, ons doen goed eintlik bietjie verkeerd op 'n manier. So daar's baie wat mens kan leer, jy weet. So ek het maar gegaan vir dit met 'n oop kop en ek kan myself nogal sien aanpas daar. Ek kan verstaan hoekom jy daai move gemaak het. Ja, maar ek meen in jou geval sal jy makliker die move kan maak. Jy weet, as jy nou 'n klomp afhanklikes het soos wat ek het, dan is daardie move op hierdie ouderdom van my 29 natuurlik 'n bietjie moeiliker gewees. Dis anders, ja. Ek wil net vra, Pretoria, Suid-Afrika of enige plek in die States, sal dit oorweeg? Ek sal dit oorweeg. Ek dink ek sal vir ewig al bly nie.
Ek dink ek sal dit oorweeg in my 30s iewers om te gaan 'n gap jaar te vat en in Kroon te gaan speel, te kyk wat gebeur, maar niks te verwag nie, jy weet. In Kroon, Nashville seker, né? Ja. Jy het geen ander plek as Nashville nie. Nashville. Dit gaan met jou baie goed. Ek sien jy woeker op die plaas. Hoe lyk die planne vir Desember? Is weer redelik besig seker of gaan jy dit rustig vat hierdie jaar? Ons het dieselfde tipe shows, dieselfde hoeveelheid shows in Desember as wat ons het in November. So ja, ons vat dit maar soos enige ander maand en dan die lekker ding om vooruit te sien is daai nuwejaar show op ATKV daar in Hartenbos. En dan 'n week se reis. Luister, maar met dit ook, die liedjie is nou vir die eerste keer hier by ons gehoor. Mense kan van môre af seker uitkyk op al die platforms en dinge. Dankie dat jy kom inloer, dankie dat jy met Klei gespeel het en dankie vir die amazing musiek wat jy maak, my vriend. Dankie, ek waardeer. Lekker dag vir julle. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig. Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld. Weekends are there for you. To braai a chop, to enjoy the game, and all those other things. From mowing the lawn, removing grime, rust-proofing the braai, and even refinishing the bath. Rust-Oleum's wide range of products will get the job done, so you can get back to enjoying the things you love. Rust-Oleum, we've had your back since 1921.